opsom by Euklidiese meetkunde, is dit eintlik in graad 10 nogal 'n moeilike hoofstuk, maar daar's definitief dele waar ons baie maklik kan punte kry, en baie van dit is maar leerwerk. So mens kan jouself so goed inoefen met Euklidiese meetkunde, laat mens eintlik regtig baie goed in dit doen. Okay, so in die opsommings het ek vir julle al julle need-to-knows gegee, die goedjies, al jou teorie van die hoeke, jou van hoeke, so dis alles nog hersiening van graad 9 werk, maar al die goed is daar mooi opgesom. Okay, as ook jou vierhoeke en al die definisies wat jy nodig het, en dan natuurlik die reëls wat jy moet gee, of die redes wat jy moet gee in die vraestel wanneer jy een van hierdie eienskappe gebruik. So dis alles baie mooi opgesom vir julle, en dan ook hier is jou redes, weer eens amptelike goed soos wat dit gegee word in die vraestel, wat hulle verwag wat jy moet skryf in die vraestel, en dan hier is als. Okay, so julle kan maar net gaan kyk daarna. Dan kom ons nou by die gedeelte van die toepassing van dit. So, hoe dit werk hierso, in graad 9, toe moes ons nou net iets bewys het. So daar was 2 goed gewees, ons sê jy moet bewys iets is gelykvormig, en dan is daar 2 maniere om dit te doen. Ek sê vir jou 2 pare hoeke is gelyk. Gelykvormig beteken maar net hulle is pretty much dieselfde vorm. Ietsie soos daai. So as hierdie ouetjie 30 grade is, en hierdie een is 30 grade, en hy is 40 grade, en hy is 40 grade, outomaties weet ek, dat hierdie 2 hoeke dan ook dieselfde gaan moet wees, en my rede gaan dan wees die derde hoek van die driehoek, of binnehoeke van die driehoek. So dit weet ons, okay? Dan die ander ding, is om te sê, my 3 pare, en hier is belangrik, al 3 pare teenoorstaande, of al 3 pare sye, moet in verhouding wees tot mekaar. So ons gaan 'n voorbeeld doen van hoe dit gaan werk, okay? Dan sê ons, om driehoeke kongruent te bewys, dis meer wat jy gaan gebruik in graad 10, om te sê 2 driehoeke is kongruent, beteken om te sê, hulle is basies 'n kopie en 'n paste van mekaar. So 'n maklike manier wat ek onthou dit is, jy sê kongruensie met 'n S in die opsommings, is dit ook vir julle mooi gesit, kongruensie. Met ander woorde, daar moet ten minste een sy wees wat jy gebruik wanneer jy 2 driehoeke as kongruent wil bewys. Okay. En dan jou redes gaan so tipe ietsie wees soos hoek sy, of sy hoek sy, of sy. Jy kort at least net een sy. Dit is baie belangrik. En dan kan ons bewys hulle is 'n kopie en 'n paste van mekaar. Okay. So kom ons kyk gou waar ons dit dan nou actually gaan toepas in julle vraestelle. Die eerste part is lekker maklik. So dis nog net lekker graad 9 werk. So julle kan gaan kyk hierna. Hulle sê vir my, okay, ons het hierso bereken die waarde van x. So die oomblik wat jy parallelle lyne sien, dan dink jy dadelik aan my vanhoeke. So dadelik sien ek daai z. Okay? So outomaties kan ek dan net gaan sê, okay, so B1 is 52 grade. So jy kan hom gaan skryf as B1 is 52 grade, en dan jou rede is verwisselende hoeke, en dan moet jy altyd vir my gaan sê, watse lyn was parallel aan watse lyn. In hierdie geval is DF parallel aan TB, of jy kan sê MB, maak nie saak nie, maar jy moet dit vir my sê. En dan wat ek gaan doen is, ek sien 'n gelykbenige driehoek, daarom weet ek, okay, ek sien dan dat M2 gaan dan ook 52 grade wees, en dan my rede is hoeke teenoor gelyke sye. Okay, en dan kan ons hom gaan sit as 52 grade, oordat daai tweeetjies dieselfde is. En dan is dit 'n maklike sommetjie, dan kan ek letterlik gaan sê, dit plus dit is gelyk aan 180 grade, en my rede is binnehoeke van 'n driehoek. Okay, so kom ons skryf gou daai enetjie, daai gaan wees 52 plus 52 plus 2x, saam gee dit vir my 180 grade, en my rede is binnehoeke van 'n driehoek. En dan al wat jy gaan doen, ek gaan nie die hele tyd die redes neerskryf nie, ek gaan dit die hele tyd baie keer net sê, so dan gaan werk ek dit net uit, en dan kry ek my x as 'n pragtige 38 grade. Okay, so by voorbeeld 2, hier sê hulle vir my, alright, ABCD is 'n parallelogram, so ek sal hom eers gaan merk. ABCD, ek hou daarvan om met my kleure te werk, dan weet ek ten minste waarmee ek werk. En dan sê hulle vir my, BECD is ook 'n parallelogram. BECD gaan ook 'n parallelogram wees. Okay, so nou wat jy gaan doen, nou gaan kyk ons eers, chat dit eers oor wat die eienskappe dan is.
as hulle parallelogram is, ek weet dadelik, hierdie twee is parallel aan mekaar, en daai twee persytjies is parallel aan mekaar. Ek weet ook, hierdie twee lyne is parallel aan mekaar, en hierdie twee lyne is ewe lank, okay? Dan aan die rooi kant, weet ek, hierdie twee rooi lyntjies, en daar is die ander gedeelte van die rooi lyn, hulle is parallel aan mekaar, soos ek sê, ek hou van daarvan om my kleure te werk, hulle is parallel aan mekaar, en hulle is ook gelyk aan mekaar. En hierdie is ook dan gelyk aan mekaar. Okay, so dis pretty much wat ek so ver weet. Nou sê hulle vir my, okay, hoekie A is 40 grade, en hoekie E is X, hulle het vir my daarom die X gegee. Dan sê hulle ook vir my, DB is loodreg op BC. So DB is loodreg op BC. Dit beteken ek kan hierso 'n 90 grade hoekie gaan insit. So B2 is 90 grade. Hulle gee dit basies vir my. Daar is my 90 grade. Okay. En nou gaan kyk ek wat hulle vir my vra. Hulle sê nou moet ek die grootte van X gaan bereken. Okay. Pret. Kom ons kyk. Eerste ding wat ek sien, wel, kom ons gaan werk met my 40 grade, dis wat hulle vir my gegee het. So ek kan gaan sê, okay, hoekie C1 gaan ook 40 grade wees. Soos julle kan sien, hulle het mos gesê dit is 'n parallelogram. So ek weet van 'n parallelogram, as ek my definisies ken, dan weet ek daai twee hoeke is dieselfde. So ek kan gaan sê C1 is 40 grade, en dan my rede sal wees binne hoeke van 'n parallelogram, of jy kan gaan sê hoeke van 'n parallelogram. Okay, dan wat ek gaan doen, okay, hulle het ook vir my gesê dat hierdie ouetjie, waar is ons hy? Hulle het gesê, ons weet, hierdie twee is parallel. Okay, so ek kan solank vir B3 gaan noem 'n 40 grade. Daar's eintlik 'n klomp maniere hoe mens hierdie gedeelte kan doen, maar ek gaan sommer kyk na dit. Ek hou van my parallelle hoeke, parallelle lyne sodat ek my vanhoeke kan gebruik. So ek kan gaan sê hierdie enetjie is ook 40 grade om te sê, dan kan ons gaan sê okay, wel hoekie B3 is ook 40 grade. My rede is verwisselende hoeke, want ek het gesê BE is parallel aan DC. Ons weet dit, want hulle het vir my gesê, dis 'n parallelogram. Okay, nou weet ek ook, okay, ek hou van 'n parallelogram, want hulle het 'n klomp parallelle lyne. So hier is nou eintlik 'n klomp maniere hoe jy hom nou verder kan vat. Wat ek byvoorbeeld sal gaan doen, is om te gaan sê, okay, sien julle die pragtige koop binnehoeke? Okay, want dit sê vir my, dis een manier om hierdie te doen, jy kan hom so vat, dan sê dit vir my, okay, ek gaan 'n paar maniere wys. Die een manier is om my koop binnehoeke te gebruik, om te sê, hierdie hoek plus daai hoek, saam gee vir my 180 grade. Want as ek hierdie hoekie het, dan weet ek dit is dieselfde as daai hoek, want ek het daar 'n parallelogram. So op daai manier as ek vir hoekie D kan kry, dan het ek my waarde vir X. So dis een manier, so kom ons doen hom op so 'n manier. So om te sê, okay, as ek daai hoekie D2 kan kry, so ek kan gaan sê, okay, as ek daai koop binnehoeke gebruik, dan kan ek sê, wel, 40, dis nou hierdie 40, plus 90 grade, dis daai 90, plus hoekie D2, gee saam vir my 180 grade, en dan my rede is jou koop binnehoeke, en dan moet jy vir my gaan sê, want BE is parallel aan DC, jy moet sê wat se lyn is parallel aan watter lyn. Okay, dan wat ons kan doen, dan werk jy hom letterlik het uit, dan kry ek 180 minus 90 minus 40, gee vir my D2 as 50 grade. So ek kry D2 dan as 50 grade, en dan kan ek gaan sê, okay, oordat hy 50 grade is, weet ek, X is ook 50 grade, my rede is binnehoeke van 'n parallelogram. Al die redes is baie mooi vir julle uiteengesit op daai wat so groen gehighlight is. Okay. Dis een manier. Kom ons kyk of ons nog 'n manier kan kry. Ander een wat ek kan sien is om te gaan sê, okay, wel, ons weet ons werk met parallelogramme en ons weet my sye is ewe lank, okay? So kom ons kyk gou of ons ietsie hierso kan sien wat dalk dieselfde is. As ek sien, okay, ons weet, hierdie enetjie het 3 lyntjies, dit help my nou nog nie veel nie. Wat ek wel kan doen, in plaas van koop binnehoeke,
is ek kan binnehoeke van 'n driehoek gebruik. Ek het nou nie 'n gelykbenige driehoek hierso nie, maar dis nog steeds 'n gewone binnehoeke van 'n driehoek. Okay. So dan gaan werk ek net uit 180 minus 90 minus 40 en dan kry jy hom weer as 'n 50 grade. So dan gaan ek nou net sê die 2 is 50 grade. My rede is hoeke van 'n driehoek. En dan gaan bou ons by dieselfde een om te sê, okay, wel, nou weet ek weer, x is ook 50 grade, want is die hoeke van 'n parallelogram. Okay, so is eintlik 'n klomp maniere om te doen. Okay, so voorbeeld 3, is 'n bietjie 'n mooier enetjie. Hulle het eers net vir my 'n klomp staf gegee, hulle het gesê, right, PQ is gelyk aan QS, is gelyk aan SR, is gelyk aan SM, en toe het ek net so lank die lyntjies hierso oral gaan invul, en toe sê hulle vir my, PS is parallel aan QR. Okay, dus ek dit gaan invul. Nou sê hulle vir my bewys met redes dat R2 gelyk is aan P. So een manier wat 'n mens kan gebruik is om te gaan sê, okay, dit sou so of my go-to wees is om te dink, as ek hierdie driehoek kan kongruent bewys aan daai driehoek, as ek kan sê dis 'n copy en 'n paste van mekaar, dan sal ek kan sê dat hoekie P en hoekie R gelyk is. Maar as ek kyk na my volgende vraag, hulle wil dit eers daar hê. So ek gaan 'n ander manier kry om dit te doen. So wat ek kan gaan doen hierso is om te sê, okay, kom ons gaan noem een van hulle X. Ietsie wat ek sien, wel ons wil werk met hoekie P en R2. So kom ons begin sommer met hoekie P. So ek sal dan gaan sê, kom ons vat hoekie P. Ons maak P gelyk aan hoekie X. Okay. So dan kan ek gaan sê, okay, ek sien my gelykbenige driehoek, so as hy X is daai enetjie ook X, en dan kan ek dit letterlik net gaan sê om te sê, so hoekie S1 is dieselfde as P, en dit is ook 'n X, en dan my rede is hoeke teenoor gelyke sye, wat julle nou net gaan neerskryf. Dan kan ek sien, hulle gee vir my pragtige parallelle lyne, so ek sien my Z daar, so as hy X is, dan weet ek daai een is ook X. So ek kan gaan sê, okay, hoekie S1 is dieselfde as hoekie Q1, of Q1 is gelyk aan X, my rede is verwisselende hoeke, en dan moet jy vir my sê, want PS is parallel aan QR, is belangrik. PS is parallel aan QR. Okay, en dan as hy X is, dan sien ek weer 'n gelykbenige driehoek, en dan kan ek gaan sê, okay, wel hoekie R2 is gelyk aan X, en weer eens hoeke teenoor gelyke sye. En dan het jy bewys dat dit wil sê hoekie P is gelyk aan hoekie R2. Dan het ons dit actually nou bewys. Alright. So nou wat hulle vir my sê, okay, nou moet ek klomp goed gaan kongruent bewys. Ek hou daarvan om dit altyd eers te merk. So ek het 'n rooi driehoek hierso bo, en dan het ek 'n blou driehoek hier aan die onderkant, 'n persdriehoekie daar. So onthou, wanneer jy iets moet kongruent bewys, jy moet ten minste een sy hê. So met kongruensie, jy kan gaan sê, okay, jy moet sê, in driehoekie PQS, en in driehoekie RSQ is. Okay, en dan moet jy jou drie goedjies gaan lys. So kom ons gaan kyk hierso. Ons kan gaan sê, eerste ding, tussen my rooi en my persdriehoek, kan ek gaan sê, wel, QS is gelyk aan QS. My rede is, dis gemeen. Okay, dis 'n gemeene sy. Tweedens kan ek sê, wel, ons het nou net bewys dat R2 ook X is. Maar sê nou maar, jy kon dit nie bewys nie. Kom ons kyk of ons iets anders kan gebruik. Ek kan gaan sê, PQ, daai sy, is gelyk aan daai sy. Ons het dit, hulle het vir ons gegee. So PQ is gelyk aan SR, en my rede is gegee. En dan sê nou maar, jy is bang om hierdie twee te gebruik, want ons het dit nog nie regtig, sê nou maar, jy kon dit nie kry nie. Dan sien ek parallelle lyne. So ek sal weer daai enetjie dan gaan gebruik, om te sê, okay, wel, hoekie S1 is gelyk aan Q1, en ek het dit is verwisselende hoeke, want PS is parallel aan QR. So dan kan jy gaan sê, okay, wel, so dit wil sê, driehoekie PQS is kongruent aan driehoekie RSQ. In hierdie geval, ek het twee sye en 'n hoek gebruik, so ek sal gaan sê, sy, hoek, of hoek, sy. En dan het ek dit bewys. Sê nou maar, jy kom in die vraag staan, jy is heeltemal stak oor wat om te doen. Die antwoord word eintlik al vir jou gegee.
dit sê vir my, ek kan gaan sê P-kie, die sy P-kie, sien julle daai? Sy maatjie in die ander driehoek gaan sy RS wees. Sien julle, ons het dit. Dit gee eintlik vir jou 'n klou oor watter sye en watter hoekie dieselfde gaan wees. Dan weet ek ook, Kie-S gaan in die rooi driehoek gaan dieselfde wees as Kie-S in die blou driehoek. En ons het dit gesien en dan dieselfde met PS en Kie-R. Kie-R en PS gaan dieselfde lengtes wees. Okay. So dis een manier om dit te doen as jy heeltemal stak is. As jy wil kyk na hoeke, ons gebruik hier dieselfde met gelykvormigheid, is om te sê, okay, hoekie P in die een driehoek gaan dieselfde wees as hoekie R in die ander driehoek. En dan dit help vir mense om 'n link te kry. As jy dit niks kon kry nie, dit gee vir jou at least hulle leidraad. Hulle sê vir my hoekie Kie in die rooi driehoek gaan dieselfde wees as hoekie S in my persdriehoek. Ons kon dit wel nog nie gebruik het nie, want hulle het nie gesê dis parallel nie, maar dan weet ek die twee gaan dieselfde wees, en dan so ook dieselfde hoekie S in die rooi driehoek en hoekie Kie in die persdriehoek. So mens kry nogal baie uit hierdie wat hulle vir jou so half 'n leidraad gee. Okay. Nou sê hulle vir my, ek moet bewys dat PSQR 'n parallelogram is. So dis eintlik baie maklik. Ek moet nou net bewys dat hierdie hele ding 'n parallelogram is. En ons het dit eintlik al klaar bewys. Maar kom ons gaan 'n klomp goed onthou, wanneer jy bewys iets 'n parallelogram, dan moet jy vir my twee goed bewys. So ek sal eintlik hierso gaan sê 'n klomp maniere is om te gaan sê, wel, ons het dit mos nou klaar kongruent bewys. So een manier wat jy kan gaan doen is om te gaan sê, okay, as ek weet dat hierdie is mos kongruente driehoeke. Die rooi driehoek en die persdriehoek is kongruent, né? So ek kan gaan sê, wel, okay, nou weet ek, hoekie Kie2 is dieselfde as hoekie S2. My rede is kongruente driehoeke. Ons het dit eintlik al klaar bewys met my kongruente driehoeke. So as hulle dieselfde is, dan kan ek gaan sê, wel, die hele hoekie Kie is dieselfde as die hele hoekie S, en die hele hoekie P, weet ek ook, is dieselfde as die hele hoekie R. En dan kan ek gaan sê, dit wil sê PSQR is 'n parallelogram, en my rede is beide pare teenoorstaande hoeke is gelyk. Beide pare teenoorstaande hoeke is gelyk. Okay, so dis een manier om dit te doen. Ander manier wat jy kan doen is om te gaan kyk, alright, wat kan ons nog hierso kry? Ons kan gaan werk dalk met my sye. Ons het hulle ook gaan kongruent bewys. Hierdie gaan ek sommer net noem, ek gaan dit nie alles neerskryf nie. Ons het klaar bewys dat hierdie twee sye gelyk is. So as ek nou nog kan bewys dat hierdie twee sye parallel ook is, dan weet ek dit is 'n parallelogram, want dan het ek gesê, een paar teenoorstaande sye is gelyk en parallel, dan is dit 'n parallelogram. Jy moet net twee goed ten minste bewys. So dit sê vir my, ek sou dieselfde ding kon gebruik om te sê, okay, hoekie Kie2 weet ek is dieselfde as hoekie S2, en my rede was kongruente driehoeke, en dan kan ek gaan sê, daarom weet ek dat PQ parallel is aan SR, want ek kon dan my verwisselende hoeke gebruik het. So dan sit as gevolg van verwisselende hoeke, wat ek dan kan gebruik om te sê, okay, dis dieselfde, en ek kan net verwisselende hoeke gebruik wanneer hulle parallel is. So dan het ek dit bewys. Of wat jy kon gedoen het, wat ook makliker sou wees, is om te sê, okay, ek wil sommer net gaan sê, wel, ek het klaar hierdie twee driehoeke as 'n kop en 'n puist bewys, so daarom weet ek, QR is gelyk aan PS, en op grond van dit weet ek dis 'n parallelogram, weer eens een paar teenoorstaande sye is gelyk en parallel. Okay, hier is 'n bietjie 'n moeiliker voorbeeld. Hulle gee vir my 'n klomp goedjies. Hulle sê vir my, okay, ek moet bewys dat, wel, ek moet vir DEF in terme van X gaan kry, maar hulle gee eers daarom vir my 'n klomp staf. Hulle sê vir my BD is gelyk aan BE. Dadelik sien ek 'n gelykbenige driehoek. En hulle sê vir my CF en EC is ook dieselfde, en dan sien ek weer 'n gelykbenige driehoek. En nou sê hulle vir my, okay, nou kort ek hierdie ouetjie hier in die middel in terme van X. Right, omdat hulle nie dieselfde eenhede is nie, kan ek nou nie vir hulle dieselfde onbekende gaan gee nie. So wat ek hier sal gaan doen, is ek sien 'n klomp driehoeke. So ek dink dadelik gelykbenige driehoeke, binnehoeke van 'n driehoek, so tipe iets.
Right, so wat ek sal eers gaan doen, is ek sal gaan sê, kom ek gaan noem hierdie ouetjie y. Jy kan hom enige lettertjie noem, en ek sal hierdie ouetjie se naam k gaan noem, weer eens enige letter behalwe x. Want dit gee vir my so lank 'n begin, want dan kan ek sien, daai 1 plus daai 1 plus daai 1 moet 180 grade gee. So, dit sal my beginpunt wees. Want ek het niks anders om dit te doen nie, so ek gaan noem net ietsie so lank. So, ek kan gaan sê, okay, hoekie e, kan ek gaan noem, of hoekie d, e, b, kan ek genoem as 180 grade minus y gedeel deur 2. Dis mos hoe my gelykbenige driehoek werk. En dan aan die ander kant kan ek gaan sê, wel, hoekie FCE, weet ons mos nou is k, so ek kan gaan sê, wel, hoekie FEC of CEF, so FEC is gelyk aan 180 grade minus k gedeel deur 2. So dit beteken ek het nou actually 2 name. So ek het hierdie kant kan ek gaan sê is 180 minus y bo op 2 en hierdie kant sê ek 180 minus k bo op 2. Ok. Dit bring my nou nog nie baie nader nie. Wat ek wel daarom nou al weet is om te sê as ek gaan sê daai 1 plus daai 1 plus daai 1, dit gaan vir my 180 grade gee met hoek op 'n reguit lyn. So dit weet ek ten minste al. Okay. So kom ons gaan kyk gou wat ons kan kry. So ek kan so lank daai verhouding gaan skryf. My vergelykingkie wat dan vir my sê, okay, wel ek weet 180 grade minus y gedeel deur 2 plus die ander 180 grade minus k gedeel deur 2. Saam moet dit vir my 180 grade gee, as ek nog gaan sê plus hoekie d, e, f. Saam is dit 180 grade. Okay. Al wat jy gaan doen, jy sien dit 2, so ek gaan maal regdeur met my KGV. Dan kry ek 180 grade minus y plus 180 grade minus x plus 2 van hoekie d, e, f is gelyk aan 360 grade. Daar kan ons hom nou 'n bietjie vereenvoudig. Ek vat my 180's oor. So op hierdie stadium kry ek dan kry mens 0. So as ek hom gaan reshuffle, kry ek 2 van hoek d, e, f is gelyk aan y plus k. Okay. Dis daarom 'n bietjie netjieser as hierbo. Maar nou gaan werk ek nog steeds met, ek het nou 3 onbekendes daar, so dis nog steeds baie lelik. So nou wat ek sal doen is, ek gaan kyk nou weer, ek soek dit in terme van 'n x. So nou gaan kyk ek of ek hom bietjie anderster kan skryf. Nou kyk ek na my groter driehoek, want ek moet nou somehow my x en my eie en my k's met mekaar link. So nou kan ek hierdie enetjie gaan skryf, as ek sê x plus y plus k moet 180 grade gee, want is binnehoeke van 'n driehoek. So kom ons kyk wat word dit ons uitbring. Ek kan gaan sê, wel, hoekie x plus hoekie y plus hoekie k, saam moet dit 180 grade gee, want my rede is hoeke van 'n driehoek. Dan kan ek gaan sê, okay, kyk hoe mooi werk dit uit, né? Hulle sê hierso vir my, as ek sien 'n y plus k, sien julle daai? Ons weet y plus k kan ek eintlik gaan skryf as 2 keer hoekie d, e, f. Okay? So dis 'n gewone substitusie wat jy daarso toepas. So oordat hier staan y plus k, hier is 'n y plus k, gaan ek hom nou net skryf. Ek sal dan net gaan sê, so dit wil sê x plus 2 hoekie d, e, f is gelyk aan 180 grade. Dis net gewone substitusie, ek het net hierdie ouetjie daarin gaan sit in plaas van my y plus k, want ons weet, dis mos die naam vir y plus k. Okay. En dan kan jy net verder gaan vereenvoudig. Ek moet hoekie d, e, f se naam gee in terme van x, so ek kan eers gaan sê 2 hoekie d, e, f is gelyk aan 180 grade minus x, en dan gaan deel ek net met 'n 2, so ek kry d, e, f is gelyk aan 90 grade minus x op 2, of jy kan hom gaan skryf as 90 grade minus 1 op 2x. So dit is definitief 'n bietjie 'n moeiliker vraag hierdie. Dis nie nice nie, maar ja,
Ons kry hom darm. So daar's 'n paar maniere hoe mens daai enetjie kan doen, maar dit sal ek maar sê is die veiligste. Jy gaan definitief moet met 'n gelykbenige driehoek werk en hierdie twee hoeke benoem. Okay, so voorbeeld 5. Nou begin ons met die lekker goed. Hier sê hulle vir my, okay, D is die middelpunt van AB. So ek kan hierdie so lank gaan merk en dan sê hulle ook vir my DE is parallel aan BC. Okay. Omdat hulle parallel is, dadelik dink ek, en ek het hierdie, ek dink sommer al dadelik aan my middelpuntstelling, maar ons gaan nog eers kyk. Nou kom ons by wat hulle vir my vra. Kyk nou net, hulle sê, verskaf 'n rede waarom E die middelpunt van AC is. So as jy kan onthou jou middelpuntstelling, wat hy vir my sê, is my gewone middelpuntstelling sê vir my, as ek 'n lyn het hierso, wat hierdie sy presies in die helfte verdeel, dan weet ek dat hulle parallel is, en dan weet ek ook, as hierdie enetjie X is, dan is hy 2X. Dis wat my middelpuntstelling vir my gee. Nou vat hulle hom net so bietjie anderster, hulle gee hom so vir my bietjie in reverse. Hulle sê vir my die twee is parallel, en hierdie twee sye is dieselfde, so daarom weet ek, hierdie sy en daai sy moet dieselfde wees. Dit is my omgekeerde van my middelpuntstelling. So ek kan gaan sê, jy gaan letterlik net sê, die omgekeerde van my middelpuntstelling. Dit is die antwoord, want ek kan sien dat hierdie twee dieselfde is en daai twee is parallel. Okay, en dis dit. Volgende, vra hulle vir my, okay, indien dit nou verder gegee word dat F die middelpunt van AG is. Okay, so F is die middelpunt van AG, so ons gaan maak ons 3 lyntjies daarso. En hulle sê vir my, ADEF is 'n parallelogram, so ek gaan merk my parallelogram, hoekie of ADEF, weet ek, is 'n parallelogram. En dan sê hulle vir my ook, gee baie inligting, BD is wortel 32. BD is wortel 32. Okay, nou sê hulle vir my, bepaal die lengte van CG. Okay, so ek soek vir CG. Okay, so kom ons kyk wat ons kan kry. Eerste wat ek sal gaan doen, okay, ek sal sê as BD 32 is, dan weet ek AD is ook mos 32. So, om dit te gaan skryf, ek gaan dit vir julle wys hoe mense hierdie mooi skryf, so ek sal gaan sê eerstens, okay, BD is wortel 32, dit wil sê AD is ook wortel 32, okay, dis maar net hulle het vir my gegee. Oordat AD wortel 32 is, kan ek gaan sê, okay, nou weet ek dat EF is ook wortel 32, my rede teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Okay, so ek het hierdie dude nou as wortel 32. Dan kan ek gaan sê, wel, oordat hy wortel 32 is, ek gaan maal hom net met 2, sodat ek vir CG kan kry. So dan kan ek gaan sê, dit wil sê CG is gelyk aan 2 keer wortel 32, en my rede is net my middelpuntstelling, want hulle het vir my gesê, die twee is dieselfde, daai twee is dieselfde, daarom weet ek nou, as hy X is hierdie CG 2X. Daarom is hy 2 wortel 32. My rede is net jou middelpuntstelling. En dan kry jy hom vir CG, tik 2 wortel 32 in jou calculator in, en dan kry jy 8 wortel 2. Asseblief moenie vir my gaan sê maal 2, dan kry jy wortel 64 nie. Dis nie wat daar staan nie. Dis 2 keer daai ene. En dis my antwoord. Dit was 'n lekker vragie geweest. Okay, volgende netjie. Hierdie is definitief een van hulle gunstelinge. Hulle sê vir my, in die diagram hieronder, sny die hoeklyne die ruit. Ons weet al klaar, nog voordat ek enigiets doen, weet ek, van 'n ruit, sny my hoeklyne mekaar loodreg. Ek weet dit net, dit is leerwerk. So, ons weet al klaar, hierdie gaan 90 grade wees, bloot oordat hulle vir my sê, dis 'n ruit. So, ek gaan dit al klaar gaan merk. Ek het 'n pragtige vierkant hierso, boem, dis 90 grade. Hulle sê vir my B1 is X en hulle sê vir my C1 is 3X minus 16. Okay, nou sê hulle vir my bereken die waarde van O3. Okay, so O3, daar is O3.
So, om vir O3 te kry, wel, ek ken my leerwerk, so ek weet al klaar, dit is 90 grade. Want ek ken my leerwerk. So, is 90 grade, my rede is letterlik net my hoeklyne van 'n ruit. As jy wil, kan jy gaan sê, sny mekaar loodreg. Okay. Dan sê hulle vir my, okay, nou soek ek die waarde van x, so ek weet al klaar, hierdie dude is, O3 is 90 grade. Dan soek ek die waarde van x. Okay. Paar maniere om hierdie enetjie te doen. Ek sal eers gaan sê, wel, ek sien ons werk met 'n klomp parallelle lyne, so dadelik dink ek verwisselend, dalk bietjie koop binnehoeke, sulke tipe staf, okay? So, ek weet as hierdie joutjie C1, as hy 3x minus 16 is, as jy jou leerwerk van jou ruit onthou, hier is die ruit. So, dit sê vir my, as hierdie tweekies is presies dieselfde, en daai twee is dieselfde as daai, en dan hierdie twee is dieselfde. So hulle het vir my in my skets gegee, dis 'n x. Dan weet ek, daai ouetjie moet ook 'n x wees. Dis hoe my leerwerk werk. So jy het nodig om jou leerwerk uit jou kop uit te ken, om hierdie vrae te kan antwoord. So ek weet, oordat hy 3x minus 16 is, kan ek self gaan sê, okay, hierdie ouetjie is 3x minus 16, en dan kan ek verwisselende hoeke gebruik om te sê, daai ouetjie is nou 'n x. En dan het ek binnehoeke van 'n driehoek. Maar ek gaan sommer met hierdie netjie werk. Ek sal gaan sê, okay, wel hoekie B2, weet ek is x. My rede is my hoeke van, of binnehoeke van 'n ruit, of die hoeklyne van 'n ruit halveer die hoeke. Maar hoeklyne van 'n ruit. Okay, dan kan ek gaan sê, okay, so nou weet ek, die plus daai, saam geef my 180 grade, binnehoeke van 'n driehoek. So dan kan ek gaan sê, wel, x plus 3x minus 16, plus 90 grade, is 180 grade. My rede is binnehoeke van 'n driehoek. Jy moet jou rede gaan skryf. Dan kry ek 4x is gelyk aan 180 minus 90 plus 16, geef vir my 'n pragtige 106 grade, en dan gaan deel ek om met 4, en dan kry ek 'n terrible antwoord, wat vir my sê 26,5 grade. Akelig. Okay, maar dit lees, nou weet ek hoe groot is x. Okay, volgende, nou sê hulle vir my, ons het x daarom nou as 26,5. Nou sê hulle bereken nou vir hoekie A1. Okay, A1 weet ek gaan dieselfde wees as hoekie C1. Rede, my binnehoeke van, ek kan binnehoeke van 'n driehoek gebruik, of net die hoeke van die binnehoeke van 'n ruit. Okay? Of dan verwisselende hoeke. So ek weet, hierdie een, daar sien ek 'n pragtige Z, is om te sê C1 en A1 gaan dieselfde wees. Rede, net verwisselende hoeke. Jy kan dit self gaan gebruik het om te sê dit is die hoeke van 'n ruit. So, om dit te gaan skryf, ek gaan sommer net verwisselende hoeke gebruik, om te sê hoekie A1 is C1, my rede is verwisselende hoeke. En dan moet jy vir my sê, want daai lyn is parallel aan daai lyn. So, in hierdie geval, AD is parallel aan BC, jy moet dit vir my gaan bysit. Right, so ek weet hierdie ouetjie se naam is ook 3x minus 16, en daarom kan ek nou 'n x-waarde gaan invoeg om te sê, okay, wel, ek weet my x is 26,5. So al wat jy gaan doen is om te sê 3, jy check jy 26,5 daarin, minus 16, en dan kry ek my waarde vir A1. Okay, minus 16, dan kry ek hom weer eens, oh, is ook 'n terrible antwoord, as 63,5 grade. Okay, en as jy sou wou, jy kan hom altyd gaan toets, as jy dink, hierdie is lelik, kom ons gaan kyk gou of dit reg is. As ek sê, hy is 63,5, né, hierdie hoekie. Ek weet mos nou, ons het mos nou gesê, as hy so staan, dan weet ek hierdie ouetjie is x, so jy kan letterlik gaan intik dit, plus my waarde vir x, 26,5, plus 90, want ons weet daai is 90, en dan kan jy kyk of jy reg is, want saam moet dit vir my 180 grade gee, vir binnehoeke van 'n driehoek. Okay, en daar het ons hom gedoen.
Okay, so wanneer ons by vraag 7 kom, dis definitief 'n gunsteling, maak seker julle kan hierdie doen. Hulle hou daarvan om dit vir jou in verskillende maniere te vra. So hierdie is een van hulle favorites. Hulle vra vir my, ek moet bewys dat die teenoorstaande sye van 'n parallelogram gelyk is. Met ander woorde, ek moet bewys dat daai twee sye dieselfde is en daai twee sye dieselfde is. Okay, jy kan maar weet, wanneer jy met hierdie gaan werk en jy moet bewys, een ding is gelyk aan 'n ander ding, gebruik jou tool kongruensie. Dis maar gewoonlik hoe dit werk, dit is die veiligste manier. So wat ek gaan doen het hier is, ek het 'n rooi en 'n pers driehoek gaan merk. So dit sê vir my, as ek kan sê, dat die rooi driehoek en die pers driehoek 'n copy en 'n paste is van mekaar, dan weet ek, daai twee is dieselfde, daai twee is dieselfde, dan kan ek dit actually gaan sê. So nou moet ek dit eers my driehoeke gaan kongruent bewys. So ek gaan sê, okay, in driehoekie ABD en in driehoekie DCB is, en dan gaan lys jy jou drie goedjies. Onthou, jy mag nie net hoeke gebruik nie, jy kort ten minste een sy vir kongruensie. En, okay, kom ons kyk gou, die eerste ding wat ek sien, daar is solank my sy, ek sien 'n gemeene sy, so ek sal solank gaan sê, wel, BD, weet ek is BD, my rede is gemeen, dis 'n gemeene sy. Okay, dan kan ek 'n klomp hoeke gaan kry, ek sien 'n pragtige Z hierso, want hulle gee vir my parallelle lyne, so ek kan gaan sê, hoekie D1 is dieselfde as hoekie B2, en my rede is verwisselende hoeke, en dan moet jy vir my sê, want AD is parallel aan BC, jy moet dit sê. En dan die derde ene sien ek nog 'n pragtige Z hierso, so ek kan gaan sê, okay, wel, nou weet ek, hoekie B1 is dieselfde as hoekie D2, weer eens verwisselende hoeke, in hierdie geval, want AB is parallel aan DC. En dan kan ek gaan sê, okay, so dit wil sê driehoekie ABD, is kongruent aan driehoekie C. Ek hou daarvan om solank my volgorde te kry, om te sê, ek weet hoekie A en hoekie C gaan dieselfde wees, so ek hou daarvan as A voor staan, om dan vir C voor te skryf. Dis eintlik die korrekte manier om dit te doen, om dan te sê, in die rooi driehoek is hoekie B, en hoekie D gaan dieselfde wees, so dan, as die rooi driehoek B is, dan sal ek D se hoekie, ag sy naaste lettertjie dan tweede skryf, en dan sien ek in die rooi driehoek hoekie D gaan dieselfde wees as hoekie B in die pers driehoek. So dis eintlik die korrekte volgorde. En dan kan ek gaan sê my rede, ek het in hierdie geval 'n sy en twee hoeke gebruik. So ek sal gaan sê hoek, sy, hoek. Dis wat ek gebruik het. So hoek, sy, hoek. Alright. Jy kon selfs gebruik het daai hoek. As jy sou wou, ek sou dit nog nie gedoen het nie, veral as jy nog eers moet bewys dat dit wel 'n parallelogram is. En wat ek het bewys, so dan kan ek gaan sê, okay, so dit wil sê, en dan sê jy, AB is gelyk aan CD, en AD is gelyk aan BC, en dan my rede is kongruente driehoeke. En wat ek het bewys. So die volgende enetjie sê hulle vir my, nou moet ek dit gebruik om te bewys dat die hoeklyne van 'n parallelogram mekaar halveer. Om te sê 'n hoeklyn is letterlik 'n lyn van een hoek tot 'n ander hoek, en as hulle mekaar halveer, beteken dit hierdie twee is dieselfde en daai twee is dieselfde. Ek mag daai stelling wel nog nie gebruik nie, en hulle gee vir my, dit is die tip wat hulle vir my gee, so ek kan nog nie daai gebruik nie, maar dit is pretty much wat ek soek. So dadelik dink jy, as jy moet bewys van so tipe ietsie, gaan dink aan twee driehoeke. Kry 'n driehoek, enige driehoek, ek gaan sommer hierdie ingebruik. Daai driehoek, as jy twee driehoeke kongruent kan bewys, en daai, dis wat ek sommer sal gebruik, jy kan enigiets gebruik. As jy somehow kan bewys, dat hulle mekaar halveer. So die ander opsie is om te sê jy gebruik hierdie twee groen driehoeke. Jy kan dit ook gebruik, okay? Ek gaan sommer bo en onder gebruik. So ek weet net, ek moet bewys dit is dieselfde, dadelik dink ek kongruensie. So ek gaan begin om te sê, in driehoekie PSM en in driehoekie RQM is, en dan lys ek my drie goedjies. Okay. So ek mag nou nog nie sê dat hierdie twee sye ewe lank is nie, want ek moet dit nou juist gaan bewys.
So ek kan nog net werk met dit wat ek het. Hulle sê daarom vir my, ons kyk gou wag, kom ons kyk of ons ietsie kry. Hulle het vir my gesê dit is 'n parallelogram. So ek weet dis 'n parallelogram, so daarom weet ek, okay, ek kan daarom gaan sê PS is gelyk aan QR en dit is sye van 'n parallelogram is gelyk. Okay, so dit weet ons ten minste. Want ek kan nie net driehoeke gaan gebruik nie, dis baie belangrik. Ek kan nie net gaan sê, okay, ek sien 'n parallelle lyn, so daai hoek en daai hoek, daai hoek en daai hoek, en daai hoek en daai hoek is dieselfde. Dan het ek hulle gelykvormig bewys. Ek kan dit nie gebruik nie. Met gelykvormigheid is dit driehoeke, met kongruensie kort jy ten minste een sy. Okay, nou wat ons gaan doen, wel nou kan ek 'n klomp staf doen, nou gaan ek sommer sê, okay, wel, hoekie P2 kan ek sien is dieselfde as hoekie R2 en my rede is verwisselende hoeke. Ek het hierdie gaan gebruik, daarso het ek hom so gebruik en ek het dit gesê want, ek mag dit gebruik want, hulle het gesê PS is parallel aan QR. Daar is hy. En dan die derde een gaan ek sommer my M gebruik om te sê M2 is gelyk aan M4. Dit is my regoorstaande hoeke. Okay, en dan gaan skryf ek, dan sê ek vir hulle, okay, so dit wil sê, driehoekie PSM is kongruent aan driehoekie en hou maar by jou volgorde, om te sê, ons het in die rooi driehoek gesê, hoekie P is dieselfde as hoekie R, so driehoekie R, ek hou van my volgorde, ons weet hoekie S en hoekie Q gaan dieselfde wees, so hoekie Q en dan hoekie M en hoekie M. En dan my rede, ek het in hierdie geval 'n sy en twee hoeke gebruik, so ek sal gaan sê hoek, hoek, sy of sy, hoek, hoek. En dit is my rede. So dan kan ek gaan sê, okay, so dit wil sê PM is gelyk aan MR en QM is gelyk aan MS. En my rede is kongruente driehoeke. En as jy onthou na die voorbeeld wat ek gewerk het nou om te sê, ons kan sê dan PS is dieselfde as RQ. Sien julle? Dis hoekom die volgorde van jou kongruente driehoeke eintlik regtig baie belangrik is. Dan kan ek ook gaan sê, wel, ons wil nou bewys MS, so ons het gesê SM, gaan dieselfde wees as QM. En sien julle? Dit werk uit. Okay. En dan dieselfde met PM en MR. So dis hoekom jy jou rede mag gebruik as kongruente driehoeke, want jou volgorde is reg. Okay. So die volgende enetjie, hier sê hulle vir my, voorbeeld 9. Hulle gee vir my daarom 'n klomp staf. Hulle sê vir my AD is gelyk aan BE en ons weet hoekie A is gelyk aan 124 grade. En hulle sê daarom vir my ABCD is 'n parallelogram. Dit help my baie. En dan is dit wat hulle vir my gee. Moenie, hulle sê ook vir my, ED halveer hoekie BEF. So, lyn ED halveer vir hoekie BEF. So, al wat daai beteken as iets halveer, dit sê maar net vir my, hulle twee gaan presies dieselfde wees. So, ek maak so lank 'n kolletjie, dan weet ek, okay, hulle gaan dieselfde wees. En dis wat hulle vir my gee. Nou sê hulle vir my, bereken met redes die waarde van X en Y. Okay, so ons kort nou vir X en Y. Eerstes wat ek sien is, okay, daai ouetjie is 124, so ek sal gaan sê hoekie BCD, dis nou hierdie enetjie, is ook 124 grade. En my rede is teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram, of my binnehoeke van 'n parallelogram, en dan gaan skryf jy jou rede neer. En oordat hy 124 grade is, kan ek gaan sê, okay, wel, ek kan gaan werk met hoeke op 'n reguit lyn. En dan kan ek gaan sê, okay, so 180 minus 124, so ek kan sê hoekie BCE is dan 56 grade, en dit is hoeke op 'n reguit lyn. So hy is 56 grade. Okay, en dan wat ons nou doen is, jy weet met 'n parallelogram, as hy sy lengte en sy lengte is dieselfde. Ek sal dit sommer al dadelik gaan invul het. So dan kan ek gaan sê, okay, wel, BC
en BE is gelyk, en dit is albei gelyk aan AD, en as jy wil, kan jy dan gaan sê, okay, die rede hoekom BC gelyk is om dan te sê, wel, ons weet ons het die reël gebruik, wat sê my teenoorstaande sye van die parallelogram, okay? So dan wat ons gaan doen, is nou kan ek gaan sê, okay, so as dit 56 is, dan weet ek hoekie BEC is dieselfde, is ook 56 grade, en dit is hoeke teenoor gelyke sye. So hy is ook 56 grade. En dan is dit baie maklik. Dan het ek 'n gelykbenige driehoek, so ek het 180 grade, minus 56, minus 56, dan kry ek vir hoekie X as 68 grade, binnehoeke van 'n driehoek. Okay, ekskuus, ek skryf net julle daar. Okay, so ek het vir X as 68 grade. Nou wat ons gaan doen, daar het ek my antwoord vir X. Yay! Okay, nou ken ek ook my reëls, en hulle het vir my gesê, hierdie ouetjie, daar weet ons, hy halveer hom, so ek weet hierdie een is ook 56 grade, en dan kan ek gaan sê, okay, 180 minus 90 minus 56, gee vir my 34 grade, ek het hierso binnehoeke van 'n driehoek gebruik. Sien julle daar? So ek het letterlik gaan sê, dit plus hoekie y is 180 grade, en dan kry ek binnehoeke van 'n driehoek. Vraag 10, hierdie is definitief een van my gunstelinge, ek is mal oor hierdie tipe vrae. So, hulle sê hier vir my, okay, in die onderstaande diagram is ABCD 'n parallelogram, so ek hou daarvan om my parallelogramme te gaan merk. So, dit is definitief een van die moeiliker vrae, maar dit help as 'n mens dit so lank gaan merk. ABCD is 'n parallelogram, en dan het ons nog 'n parallelogram, 'n rooie hierso, DECF, DECF. So ons het 'n rooi parallelogram, ons het 'n perse, en dan het ons 'n groene ook. Die parallelogram FGCH. So FGCH, daar is nog 'n parallelogram. Okay, so kom ons kyk gou wat vra hulle vir my. Hulle sê ek moet bewys dat DB gelyk is aan 4KC. Okay, so DB, daar is DB en KC is soos hier somewhere hier aan die onderkant daar. Soos dit help my absoluut niks nie, die twee het nog niks mekaar te doen nie. So wat jy hier gaan doen is jy gaan link dit. Jou go-to met dit is jy weet in parallelogramme my hoeklyne halveer mekaar. So as 'n paar maniere om dit te doen. Ek hou nie regtig daarvan om te gaan heeltyd gaan deel met 2, deel met 2, deel met 2 nie. Ek hou van maal 2. Maar ons kan dit op 'n klomp maniere doen. So ek sal gaan sê, okay, wel as jy gaan kyk na hierdie een, want jy probeer my groen, julle sien hierdie, hy maak deel van my rooi parallelogram, as jy hom daar het. Maar KC is eerstens 'n hoeklyn van die groen parallelogram. So jy werk eers binne in die kleintjie om te sê, okay, so KC, ek weet as ek hom met 2 maal, dan kry ek vir FC. Okay, so ek sal gaan sê, KC is gelyk aan, jy kan gaan sê dis die helfte van FC, of jy kan gaan sê 2 maal met KC is gelyk aan FC. Want dan het ek actually 'n hoeklyn. Okay, nou wat jy gaan doen, en want my rede is hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. Okay, so dit gaan maar net heeltyd jou rede wees, hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. Nou werk ons hier met FC. Okay, so kom ons weet, ek weet FC is dieselfde as DE. So ek kan gaan sê, wel, FC is dieselfde as DE, en my rede is teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Sye van 'n parallelogram. Okay? En nou wat jy gaan doen, so ek hou daarvan om te gaan werk met 'n link. Sien julle, daar is my link. Ek het dit nou al klaar gesê. So eintlik wat ek kan sê is, FC se naam is 2KC. Okay, want my antwoord sê, hulle soek 'n KC in my antwoord. So, as hy KC is hierdie hele sy 2KC. So, DE is ook 2KC. Nee? En omdat hy 2KC is, dan kan ek gaan sê, wel, ek weet DB
is DE mal met 2. Selfs as wat ons effek as wat ons daar gedoen het. Om te sê, hoe klein plus hoe klein, ons mal hom ons met 2, want ek werk nou met die groot persparallelogram. En dan is my rede weer, hoe kleine van 'n parallelogram. Okay? Okay, en as hy 2kC is, so dan kan ek gaan sê, okay, so dit sê vir my DB, DE se naam het ons mos nou as 2kC, so dis 2kC mal met 2, en dit gee vir my 'n 4kC. En dan het ek het bewys, DB is 4kC. Okay, as jy dit nie op hierdie manier wil doen wat hy maal nie, en jy wil hom, sê nou maar, gaan deel, ek gaan dit net vir julle sê, ek gaan dit nie al die redes neerskryf nie, maar dan kan jy sien hoe dit werk. So, ons gaan werk weer met my parallelogramme. Ons het 'n groen parallelogrammetjie hierso. Hy vorm deel van die rooi parallelogram en dan het ons die groot pers parallelogram. Okay, so wat ek hierso kan gaan doen is, sê nou maar jy wil begin met DB. Dan kan ek gaan sê, okay, DB gedeel deur 2 gee vir my DE, want jy probeer hom juist link met 'n ander parallelogram, want hy gaan weer na die kleiner een toe gaan. Dit help nie, ek gaan noem hom net in terme van EB nie, want dit is nie gelink met enigiets nie. So ek kan sê DB gedeel deur 2 is DE, en dan kan ek gaan sê, okay, wel ek weet DE is dieselfde as FC. My rede in hierdie geval is net teenoorstaande sye van 'n parallelogram, so ons doen dit letterlik net in reverse. So jy kan sien, daar is my link weer. So ek kan gaan sê DE en FC is dieselfde, so ek kan gaan sê FC se naam is eintlik DB bo-op 2, dis wat ek hier gedoen het. Jy gaan vat die link en dan sê ek, okay, wel FC is dan DB bo-op 2, en dan as ek vir FC het, nou kan ek sê FC gedeel deur 2 gaan vir my KC gee. So ek kan sê FC gedeel deur 2 is KC. Okay, en dan kan ons dit gaan uitwerk. Al wat ek nou gaan doen is om te sê, wel, FC gedeel deur 2 is KC, so ons weet ook, okay, FC weet ek is DB bo-op 2, so kom ek werk net nie met 'n breek op 'n breek nie, so as ek gaan sê FC is gelyk aan 2 keer van KC, okay, ek het hom nou net gemaal, en dan weet ek FC is DB op 2, so ek kan gaan sê DB op 2 is gelyk aan 2kC, en dan kry ek dieselfde om te sê DB is 4kC. Okay, beslis een van my favorites daai. Dan die laaste enetjie is met 'n bietjie met gelykvormigheid. Hulle sê vir my bewys hierso dat driehoekie KLT gelykvormig is aan driehoekie MOT. Okay, gelykvormigheid weet ek het te doen met hoeke. So nou wat ek gaan kyk is ek moet hom nou eers gaan gelykvormig bewys. So ek gaan sê okay, in driehoekie KLT en in driehoekie MOT, en onthou, hulle gee al eintlik vir my die volgorde en die antwoord. As jy stak is, hulle sê eintlik vir my, hoekie K gaan in die ander driehoek dieselfde wees as hoekie M, so dit gee vir jou idee waarvoor om te kyk. Hoekie L gaan in dieselfde wees as hoekie O, en hoekie T en hoekie T gaan dieselfde wees. Dis net as jy heeltemal stak is. Okay, maar kom ons gaan kyk gou. So nou wat ek gaan doen is, ek gaan sê, ek lys my drie goed. Ek kan sê hoekie K is gelyk aan hoekie M, want ek sien ek het pragtige parallelle lyne. Daar is my een Z en hier is my ander Z, okay? So my rede is verwisselende hoeke. My rede is KL is parallel aan OM. Jy moet dit altyd vir my sê. Dan tweede kan ek gaan sê, okay, hoekie L is gelyk aan hoekie O. Rede weer eens presies dieselfde. Ek het daai verwisselende hoeke gebruik. En dan kan ek gaan sê T1 is gelyk aan T2. Jy kan of gaan sê regoorstaande hoeke, of jy kan net gaan sê derde hoek van 'n driehoek. Jy kan dit ook gaan sê. En dan eindig jy mos nou altyd om te sê, wel, dit wil sê driehoekie KLT is gelykvormig aan driehoekie MOT. En my rede hier is hoek, hoek, hoek. Okay. Nou kom ons by die pret. Soos ek gesê het, hierdie
volgorde is eintlik verskriklik belangrik, ons gebruik dit baie. Hulle sê nou bereken die waarde van x en y. Okay, so dan gaan skryf jy jou verhoudings neer. Dan kan jy gaan skryf om te sê KL bo-op MO, so KL bo-op MO gaan dieselfde wees as LT bo-op OT. So kom ons gaan kyk of ons iets daarmee kan doen. KL se antwoord is x en hierso jou rede is gelykvormige driehoeke. Okay. So ons kan gaan sê x, MO weet ek is 76, LT het ek as 13 en OT het ek as 52. En dan gaan check jy dit net in jou calculator in. Dan maal ek dit skuins oor, so ek gaan sê 76 maal met 13 gedeel deur 52. So dan kry ek my x as 'n 19 eenhede. Okay, so x is 19. Nou die volgende enetjie gebruik ek nou van my ander, ek kan gaan sê wel LT bo-op OT is gelyk aan KT bo-op MT. Dis maar net oor dat jy soek mos nou spesifiek vir y. Okay, jy kon selfs vir KL en MO weer gebruik het. So ons weet LT is 13, OT is 52, KT is 12 en MT is y. So om hom te gaan oplos, ek hou daarvan om te gaan skynsmaal, om te sê 13y is gelyk aan, en dan 12 maal met 52, gee vir my 624. En dan gaan deel deur ek met 'n 13, dan kry ek my y as 48. En dan het ek my y gekry as 48. En dan as jy wil seker maak dat jy wel reg is, want ons wil nie hierdie punte in 'n toets verloor nie, dan kan jy gaan kyk. Kyk gou cool is dit. As ek nou hier in die groen, kom ons kyk gou. KL bo-op MO. Kom ons kyk gou. KL bo-op MO. KL weet ons nou is 19, MO is 76. En tik dit in jou calculator in en jy gaan 1 op 4 kry. Dan kan ek gaan sê wel LT bo-op OT gaan vir my 13 bo-op 52 gee. Tik in jou calculator in en jy gaan 1 op 4 kry. En dan die laaste enetjie gee vir my KT bo-op MT. KT is 12, MT weet ons nou is 48 en dan weet ek dis 1 op 4. En omdat hulle almal in dieselfde verhouding is, weet ek ook, okay, dit is actually gelykvormig aan mekaar. So dis hoe ons hierdie doen. Hierdie was sommer net om te toets. Okay. Dan die laaste enetjie hierso, weer een van my gunstelinge, is hulle sê, okay, in die diagram hieronder sê ek FT is 5 cm. Ons gaan vir my 5 in, ET is 7 cm, EF is 9 cm, CT is 10 cm, DT is 14 en CD is 18. Okay, klomp staf wat hulle daar gee. Okay, so hier is my skets. Hier sê hulle vir my, alright, gaan bewys dat driehoekie EFT gelykvormig is aan driehoekie DCT. So kom ons gaan kyk gou. So die eerste enetjie, ek bewys dat driehoekie EFT, my rooi driehoekie, gelykvormig is aan die blou enetjie driehoekie DCT. Okay. En dan gaan ons uitwerk, ons weet met gelykvormigheid moet ek of werk met 3 hoeke. In hierdie geval het ek geen hoeke nie. Ek het niks wat parallel is aan mekaar nie, ek kan niks van daai gebruik nie. So ek sê, okay, kom ons gebruik dan my sye en ons kyk of daar so ietsie is. En onthou wat ek gesê het, as jy stak is, hulle gee actually vir jou die volgorde. So ek kan gaan sê, okay, wel in driehoekie EFT en in driehoekie DCT. Okay. Ek kan gaan sê EF en hierdie is net die klou wat hulle vir my gee. So ek kan wys EF, en dis hoekom ek EF eerste sal gebruik. So EF bo-op die DC weet ek is dan 9 op 18 en my antwoord is dan 1 op 2. En dan gaan sê ek, okay, wel
FT, ons gaan kyk, FT bo op die CT, FT het ek as 5, en CT het ek as 10, en dit gee vir my 'n half, en jy moet al 3 pare sye toets. En dan die smiley maak ons klaar om te sê, wel, ET, bo op DT, ET het ek as 'n 7, en DT het ek as 'n 14, en dit is 'n half. En dan kan ek gaan sê, okay, so dit wil sê, driehoekie EFT is gelykvormig aan driehoekie DCT, en dan 3 pare sye in verhouding, of eweredig, of in verhouding, jy kan dit so gaan skryf. Ok, so dis hoe ons hierdie doen. Okay, so nou wat hulle vir my sê is, hulle sê, dit word verder gegee dat DFC, so ons begin hom so DFC, daai enetjie is dieselfde as TDC. Okay? Hulle gee dit vir my. Hulle sê nou, ek moet nou bewys dat hoekie FEC, so hoekie FEC, ek moet bewys dat hierdie een dieselfde is as hoekie TFC. TFC. So ek moet bewys dat daai twee gelyk is. So wat lekker is hiervan, gewoonlik as jy bewys het iets is gelykvormig, het die volgende vraag te doen daarmee. So ek kan klaar sien julle hoekie E in die rooi driehoek is dieselfde as hoekie D in die pers driehoek, want hulle albei staan, of in die blou driehoek, hulle albei staan voor. So ek kan dadelik gaan sê, okay, wel, hoekie E, in hierdie geval is dit hoekie FEC, is dieselfde as daai hoekie D, so hoekie TDC, en my rede is want ek het hulle gelykvormig bewys, gelykvormige driehoeke. So dadelik kan ek gaan sê, okay, hierdie twee is dieselfde. En hulle het vir my gesê, die twee is dieselfde, en dan kan jy dit letterlik so gaan skryf. Dan sê ek wel, dit wil sê dat hoekie TFC, so hoekie TFC, is dieselfde as hoekie FEC, want ons het bewys dis dieselfde as hoekie TDC. En dan kan jy dit nou net gaan sê, so dit wil gaan sê, okay, hulle is dan dieselfde, en my rede het ons nou klaar gesê, is net gelykvormige driehoeke. So dis pretty much wat jy nodig het, om dan net daai link te maak. So net om te sê wat jy hier moes doen, dat ek is net vinnig recap, is, hulle sê, jy moet bewys dat hierdie twee rooi is, die rooi kruisies actually dieselfde is, met ander woorde die hoekie FEC en hoekie TFC, jy moes bewys dat daai twee dieselfde is. Maar wat ek gedoen het, is ons het klaar gewys, hierdie is gelykvormig, daarom het ek hierso gaan sê, okay, wel, dit enetjie is dieselfde, en oordat hulle het vir my gesê, right, daar is die perskolletjie, daar is die perskolletjie, so dan weet ek dat hy dan ook 'n kruisie het, so dan weet ek hulle twee is dieselfde. Okay, so hier is 'n bietjie 'n moeiliker voorbeeld. Hulle sê vir my, hulle gee daarom 'n klomp staf, hulle sê DS is gelyk aan SE, en hulle gee vir my EI is gelyk aan EF, en dan sê hulle vir my, okay, wel, ek moet bewys dat hierdie rooi dude 'n parallelogram is. So 'n paar maniere om dit te doen. Eerste weet ek, as ek kan bewys, want hulle het klaar vir my gesê dit is parallel. So as ek nou kan bewys dat hierdie enetjie ook twee streepies is, great, dan weet ek, dit is 'n parallelogram, want dan kan ek sê een paar teenoorstaande sye is parallel en gelyk. Okay, so dit sal my go-to wees. Ek sal nie nou regtig met 'n klomp hoeke gaan werk nie, want hulle gee net vir my 'n klomp sye. Okay, so kom ons gaan kyk gou. Eerste wat ek sien is daai, en hulle gee vir my 'n parallelle lyn. So ek kan dadelik gaan sê, okay, wel, DT is gelyk aan TF. Kom ons maak hom 3 streepies, en dan my rede is die omgekeerde van my middelpuntstelling. Ons het hom nou gedoen. Okay, wat my middelpuntstelling ook vir my sê, is, as daai twee gelyk is, daai is gelyk, ons weet nou hulle is parallel, dan weet ek, as hierdie enetjie X is, so kom ons maak hom die groen lyn, as hierdie groen lyntjie X is, nee, dan weet ek hierdie enetjie
is 2x, hy is presies in die helfte. En hulle het vir my gesê, hierdie twee stukkies is dieselfde van EI en EF. So dit het eintlik vir my baie maklik gemaak. So ek kan nou letterlik het gaan sê, wel, EI is gelyk aan EF. So ek kan gaan sê, EF is 2 keer EI. Ons weet dit. Okay? So, al wat ek nou doen, ek weet as hy 2 keer EI is, né? Ons het dit nou net gaan sê, so as hy, sê nou maar 2x is, as jy wil, kan ons hulle 'n x gaan maak, dit gaan dalk makliker wees. Kom ons gaan sê EI is gelyk aan x, so ek weet EF is ook gelyk aan x, né? So EF weet ek is 2x. Okay, so ek weet daai duur is 2x, ek werk nou in my groot driehoek. En omdat hy 2x is, die helfte is daarom weet ek ST is gelyk aan x, want ek gebruik nou my middelpuntstelling. Dis nou my middelpuntstelling weer wat ek gebruik. En omdat hy dan ook 'n x is en hierdie ouetjie is 'n x, kan ek vir hom so gaan sit. So nou kan ek gaan sê, wel, ST is gelyk aan EI, ek het dit nou net bewys, en ST is parallel aan EI. En omdat ek dit kan sê, nou kan ek gaan sê, okay, so nou weet ek dat SEIT is 'n parallelogram, en dan my rede is een paar teenoorstaande sye is gelyk, of is parallel en gelyk, of gelyk en parallel, en dis hoe ons dit doen. Alright, so 'n bietjie 'n moeiliker enetjie hierso, maar nou is dit doenbaar. En dan die heel laaste een wat ek vir ons gaan doen, is om te sê, hulle hou daarvan om hierdie vir jou so te vra, dis sommer net 'n maklike gratis punt. Hulle sê vir my, dis 'n parallelogram, en omdat dit 'n parallelogram is, weet ek, hierdie hoekie plus daai hoekie. So die laaste een, baie maklike een, hulle sê vir my dis 'n parallelogram. So oor 'n parallelogram is, weet ek, hierdie hoek en daai hoek is dieselfde. So my vergelyking gaan letterlik net sê 5x plus 18 is gelyk aan 7x minus 30. So dit is jou go-to. Okay. En dan wat ons gaan doen is gaan werk net vir x uit. So ek kry hom, hierdie enetjie gaan oor, so ek kry 46 is gelyk aan 2x, so ek kry 48, so 48, so ek kry hom as 24 grade. So ek weet my antwoord vir x is 24 grade. Okay, nou wat ons gaan doen, nou sê hulle vir my, okay, wel, dit word verder gegee dat hoekie LKN gelyk is aan 4y. Nou sê hulle bereken die waarde van y. Okay, weer eens, paar maniere om dit te doen. Ek weet dis 'n parallelogram. Ek gaan sommer gaan werk met kobinnehoeke. Boom, daar's my kobinnehoeke. Want ek weet hulle is parallel. So my vergelyking gaan nou letterlik net sê, wel, 4y plus daai een se naam is 7, my x-waarde is 24 minus 30, saam gee dit vir my 180 grade. So ek kan gaan sê 7 maal met die 24 minus 30, 180. Ek kry my 4y is gelyk aan 42 en dan kry ek my y 'n terrible antwoord van 10,5. En daar het ek my y gaan uitwerk. As jy wou en jy wil seker maak jy's reg, kon jy selfs hierdie kant gebruik het. Daar is ook pragtige kobinnehoek. Kom ons kyk of ons by dieselfde uitkom. Dit sê vir my 5, my x-waarde is 24 plus 18 plus 4y is gelyk aan 180 grade, omdat jy moet jou rede sit kobinnehoeke, want hierdie een is parallel aan daai een, jy moet dit bysit. So as ek dit in my calculator gaan intik, dan kry ek dieselfde 180 minus dit, ek kry weer 4y is gelyk aan 42, so y is 10,5.
Okay, en dis hoe ons hom gaan uitwerk. En as jy regtig wou, kon jy selfs die binnehoeke van 'n vierhoek gebruik het om te sê hy is ook 4y. En dan kon jy gesê dit plus dit plus dit plus dit is 360 grade. Alright, en hier is ons klaar met die meetkunde.